Gerda, vandag se vraag is: hoekom is selfdiagnose gevaar? En kan ons sommer net begin deur te gesels oor hierdie tendens in die wêreld dat sosiale media is waar jy nou jouself diagnoseer vir sielkundige diagnoses, wat vir my geweldig gespanne maak. Ja, Lise, dit is definitief 'n nuwe tendens wat oor die laaste paar jaar kop uitgesteek het. En ek dink die groot gevaar lê daarin dat wanneer dit kom by psigiatrie, wanneer dit kom by sielkunde, dan is daar soveel oorvleueling met verskillende moontlike psigiatriese toestande dat selfdiagnose, jy kan jouself dalk per ongeluk reg diagnoseer, maar daar is soveel nuance aan hoe daar uiteindelik 'n diagnose gemaak word. Ons kan nie net bloed trek nie. Ons kan nie net sê dis eenvoudig, hier is die 5 tikboksies, as jy dit tik, het jy dit nie. Want daar is diferensiële diagnoses. En daardie diferensiële diagnose is eintlik maar 'n term wat ons het om te sê dit is moontlik dit, moontlik dit, moontlik dit, moontlik dit, want hierdie verskillende versteurings deel ooreenkomste. En as jy self diagnoseer en die groot gevaar met dit is dat baie mense besluit self dan om hulle medikasie te staak of hulle begin natuurlike medikasies gebruik. Nou ek wil net reguit sê natuurlike medikasie is fantasties. Ek praat dan van jou kruie, jou adaptogenics, so die sampioentjies wat mense so lief is daarvoor. Al die goed is wonderlik en het 'n plek, nê. Nee. Maar as jy nie 'n diagnose korrek het nie, dan kan dit vir jou skade veroorsaak. En jy sit met die ander kant is waar jy dalk nie optimaal behandel gaan word nie. So jy diagnoseer na jouself, jy probeer jouself nou behandel omdat jy nou by Clicks gou vir jou 'n paar produkte gaan koop het wat iemand op die internet nou gesê het, hierdie is die oplossing. Maar jou probleem word nie opgelos nie, want jy is besig om dalk die verkeerde ding te behandel. So selfdiagnose is uiters gevaarlik, maar veral ek is altyd bekommerd as mense kom en sê hulle het al hulle medikasie gelos want hulle dink die dokter is verkeerd. Hulle het iemand op Instagram of Facebook gesien wat sê dis eintlik wat hulle mekeer. En dan dink ek, oef, dis nie goeie mediese raad nie. Maar ons kan ook nie, want met selfdiagnose is daar 'n baie belangrike element wat ons mis. En dit is daardie objektiewe buiteblik, die observasie, wat so 'n belangrike been van diagnose is in psigiatrie. En jy kan jouself nie objektief sien nie. Jy kan jouself nie van buitekant af korrek aanskou nie. Die ander deel wat ook vir my hier belangrik is, veral met sekere diagnoses soos major depressie en bipolêre verstoring en al daai is die behandeling wat jy kry by 'n terapeut. Ons almal kyk na hierdie, veral nou in die wêreld wat ons nou leef, en jy, soos jy nou noem, nou gaan jy vir pille. Jy gaan nou nie vir psigiatriese pille nie, jy gaan nou vir die omega 3 en jy gaan vir daai wat alles ook baie belangrik is vir funksionering. Maar nou gaan jy vir hierdie pille en jy dink dit gaan nou beter raak, maar die hele punt van terapie en psigiatriese ingryping is om nie net objektief daarna te kyk of van 'n buitestander nie, maar om saam met jou te werk aan waar kom hierdie probleem vandaan, hoe kan ons dit beter hanteer, en daai is eintlik behandeling, nie omega 3 Absoluut. of iets nie. Ja, en Lisa, ek dink die ander kant daarvan ook, en dit is so belangrik dat jy dit noem, is as jy jouself diagnoseer en jouself probeer behandel, jy kan jouself eintlik in 'n afwaartse spiraal instuur met hierdie tipe goed. Wat die medikasies en ek dink die aanvullings, wil ek dit nou maar noem, aanbetref, dit is selfs belangrik, voel ek, dat dit met mediese regulering toegepas word. Want sekere middels, sekere vitamiene, sekere goeie goed, kan, as jy dit nie nodig het nie, eintlik 'n toksisiteit op jou liggaam sit wat jou kan siek maak. En ek dink dit is ontsettend belangrik want jy gaan nie dit word nie gereguleer nie. Die aankoop daarvan, jy kan dit oor die toonbank kry, dis so maklik, maar dit kan 'n toksiese effek op jou liggaam hê en party mense reageer verskillend op dit as ander mense. So as jy jouself behandel of jouself gediagnoseer het en nou jouself behandel en soos wat jy reg sê, jy wil nie terapeutiese pad met iemand stap nie, dan mis jy eintlik 'n geleentheid vir groei. En ek dink nie dat groei noodwendig altyd maklik of aangenaam is nie. Terapie is verseker nie altyd vir mense maklik of aangenaam nie.
Maar ek dink ook nie maklik en aangenaam moet die punt van ons lewens wees nie. Daardie idee van jy moet jou beste lewe die hele tyd lewe. Ek dink dit is 'n baie vervlakking van wat 'n menslike lewe kan wees. 'n Lewe met integriteit, 'n lewe met diepte, 'n lewe waar ons kan sê jy het toleransie vir 'n bietjie ongemak is alles goed. Maar as jy dit alles probeer self doen en ek moet myself vra, hoekom is dit so goed? Party mense sal net eenvoudig sê dis te duur. Dis te duur om terapie toe te gaan, dis te duur om 'n dokter te gaan sien, ek gaan dit net self doen. Al die inligting is deesdae op die internet. Goed, great. Maar ander mense voel dat hulle voel te weerloos. Hulle wil nie gaan oopmaak nie. Hulle wil nie gaan deel daar nie. Maar ek wil daardie mense eintlik uitnooi en sê, gaan kyk net hoe is terapie. Terapie is nie net darmes uitreik nie. Terapie is nie net om te gaan werk met lank goed terug uit jou verlede uit nie. Somstyds, en dit is ook belangrik dat mense dit weet, sekere psigiatriese toestande kan ook lyk soos fisiese simptome. Jy weet, jy kan byvoorbeeld as jy met hormoonveranderinge, erge angs, erge depressie beleef. So as jy nou jouself met 'n omega-3 probeer behandel, die wortel is hormoonverandering. En as jy bloedtoetse doen en jy kry 'n dokter wat na alles kan kyk, dan kan jy by die regte behandeling uitkom. Maar kan terapie jou in daardie proses ook help? Natuurlik. Want as jy depressief voel of angstig voel of geïrriteerd is met die wêreld, en ek weet baie vroue sal sê ons voel uiters geïrriteerd met almal, ons voel ons kan moord pleeg. Gaan vir terapie sodat jy kan praat oor die impak van hierdie op jou lewe, sodat jy dit kan verwerk, sodat jy kan reguleringsmetodes aanleer. En ek dink dit is so belangrik om te besef. Ons is eintlik nie gemaak om ons te stres op ons eie deur te maak nie. So mense moet net iemand gaan sien, gaan vra, gaan kry hulp, gaan sien iemand. Maar as dit kom by daardie selfdiagnose, as dit kom by ek het 'n influencer gesien en hulle sê dit en dit en dit, wees asseblief versigtig. Kyk, mens verstaan, ons spreek ook baie op wees ek dat jy weet dit is okay om nie okay te wees nie en dit is dit is lekker om te weet dat iemand anders verstaan waardeur jy gaan. So om 'n diagnose te hê en jy het jouself nou gediagnoseer met een of ander sosiale angs en dis lekker om dan op die groepies te hoor hoe ander mense dit ervaar en dit klink min of meer soos jy dit ervaar. Dit is alles goed en wel, maar mens wil tog nie vassit in jou diagnose nie. Dit is die hele punt is van selfdiagnose wat dit scary maak, is dit of dit mens bang maak, is dit jy sit dan vas daarin. En daar is soveel hulp beskikbaar om vir baie diagnoses, maar wat ek terug wil kom is wat jy nou gesê het oor die diferensiële diagnoses. Skuldklier, depressie, angs. Tekort aan Vitamiene D, depressie, angs. Tekort aan Vitamiene B12, depressie, angs. Blaasinfeksie kan lyk soos demensie. Ek bedoel, mense moet besef, gewone mense weet te min. Ons weet te min en ons moet ophou om te dink ons is sulke wysneus. Daar is soveel fynere detail in 'n mens se lyf wat so baie chaos kan veroorsaak. En dis hoekom ek is Lise, in 'n selfdiagnose. Ek stem 100% met jou saam. Die ander ding is dat baie, en iets wat ek nou baie oplet deesdae is mense kom spesifiek ek sien. En as ek begin praat oor, dan sal mense sê, ja, maar dit is omdat hulle sien soveel. Dit is heeltyd op hulle sosiale media. En ek dink ons moet ook net onsself bietjie leer oor sosiale media. As jy na 'n video kyk oor ietsie, oor enige onderwerp, dan lees die algoritme die robotjie op sosiale media dat jy in hierdie ding belangstel. En dan gaan hy op sosiale media en hy soek soveel as moontlik soortgelyke video's oor dieselfde onderwerp. En hy voer dit in jou gepersonaliseerde nuusvoering in. En ek dink dit is belangrik dat mense dit besef, want sosiale media bevestig vir jou wat jy graag wil weet. So mense moet besef dit is baie handig soos jy sê, jy kan ondersteuning kry, jy kan groepies kry, dit kan werk. Maar dit het 'n groot risiko dat jy jouself in 'n sekere lig gaan sien wat dalk nie
presies genuanceerd is soos wat dit vir jou moet wees nie. En dit is belangrik, mediese goed kan lei tot sekere psigiatriese simptome. Mediese toestande kan lei tot regte depressie, tot regte angs. Maar jy kan dan nie die depressie of die angs hanteer nie. Ek sal altyd, as ek 'n nuwe pasiënt sien, altyd eers vir hulle terugstuur dokter toe vir 'n volledige paneelbloede, want daar is soveel moontlike mediese dinge wat kan aanleiding gee tot die simptome wat hulle beleef. Mense, indien julle enige vrae het, kan jy e-pos stuur na lesse@wsek.co.za. Daar is natuurlik baie leesstof op WSEK se webwerf, gaan gerus soontoe, dit is wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Gerda Kriel. Sy is 'n kliniese sielkundige in Somerset West. Ek sit daar besonderhede by die video. Gaan kyk gerus daarna en dan deel asseblief die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om hierdie te hoor nie. En ja, dankie dat julle gekyk het en soos altyd, kyk mooi na jouself.